wat sê my maat? Episode 2 Episode 2, my bier is al klaar hoor. van Lekker. Beers, Bats and Balls. Hoe gaan dit met jou? Nee, it's been 'n rowwe 2 dae. Dis binne rowwe 2 dae, jy weet, ons het bietjie vroeër gepraat, wel, 2 dae terug gepraat oor die T20 Wêreldbeker en hoe dit gaan. Maar ja, Tussen 'n game uitgereën en ou in die Somerset-Wes is hier so ook 'n bietjie reën. Dis 'n bietjie reën. Ek weet nie of ons kan braai vanaand nie, jy weet. Dit gaan 'n bietjie kompliseer, maar in die Wes is dit daar nooit vir te lank. Nee, wat jy weet, biertjies loop, reën loop. Ja. Braai sal ons op 'n manier laat loop. Ek dink daai reën altans in Barbados het Engeland al gekos hoor. Ja, kyk. Ek is van die opinie, baie ouens sê dit vir Skotland gehelp. Ek is ook van die opinie dat dit vir Engeland gekos het. Ja. Want kyk nou, die interessante ding is as Engeland verloor teen Nieu-Seeland, dan skryt 'n bietjie dinge op. Ja, Engeland is volgens my, ek het in die vorige episode gesê, Engeland is hot favourites. Hulle span wat hulle gekies het is dedicated T20 spelers. Dit As is jy kyk correct. daarso van 1 tot 11, dit is T20 spelers. So dit kos hulle. Maar ons is hier om oor cricket Ons vandag is te hier praat om oor nie. cricket te praat nie. Although ek en jy cricketers is, gaan ons vandag 'n bietjie Ons probeer cricketers wees. ja, Ons het al probeer om baie cricketers goeie te amateur wees. cricket spelers. Correct. Definitief van die beter is Top 10 klub cricketspelers in ons klub. in ons klub. Ja. In elk lekker. geval, ons is vandag hier. Ons het bietjie besluit om bietjie na die rugby kant toe te swaai vandag en Dis altyd wat sê in ons ad op Instagram. ons sê daar ons is Rugby. rugby, nie rugby nie en cricket. Ragas. So ons het nou vandag besluit ons gaan 'n bietjie kyk na wat ons dink ons all-time Springbok span is van 2007 af. Wanneer is toe ons verstand gekry het? Ek was Correct. graad 2, Jan was graad R. Korrek. Toe begin ons rugby te kyk ernstig. Jerry Collins het daardie gespeel vir Nieu-Seeland, Sterling Motlop vir Australië. Nie van Chris Latham vergeet nie. Korrek. Johnny Wilkinson het nog gebid vir die bal om oor te gaan oor die paal. Maar meeste van die tyd het die gebeure gewerk. En ons almal het rugby ou uitgespeel in daai tyd. Jy kan dit nie EA vergeet nie. Sports rugby ou uit. So ons het nou gedink, okay, ons gaan nou vandag 'n bietjie sit en dink wat is ons ultimate Springbok 15, actually 23 Met 'n bankie. met 'n bankie. Want die 6-2 split is 'n Dit- regte ding. 7-1 split bou. 7-1. Dit het nog ons die rugby wêreld 'n bietjie omkant gesien. Almal is nou seer. Ons mag nie skram ons eie 22 nie. Dis maar wild. Maar in elk geval, ons gaan nou met dit inspring vandag. En ek dink hier gaan 'n paar interessante calls gemaak word, Jeffy. Wat dink jy? Ek is van my opinie, ek dink ek en jy gaan baie saamstem oor 'n klomp van die goeters. Maar ons probeer. Kyk ons voer debat oor die goeters. Ek dink in ons volgende episode waar ons gaan praat oor the most underrated 15. Dit is volgende net so 'n heads upie, net om julle geïnteresseerd te hou. Volgende doen ons the most underrated Springbok 15 ooit. En stuur ook asseblief vir ons vir julle voorstelle vir ons. Ja, ons is baie amazed. Ons het gedink ons gaan dalk 8, 9, maximum 10. Ons tog ons familie gaan kyk. Ja. Maar nou sit ons al met wat in 'n dag so 180 views, jy weet. Ons is baie dankbaar. Dankbaar vir die Thanks. mense wat gekyk het. Lekker. Soos ons gesê het, ons is maar net 'n paar casual ouens wat bietjie oor sport chat, 'n biertjie drink. Soos is maar net 'n kalm ouens. Maar stuur ook vir ons asseblief julle voorstelle. Ons gaan 'n Instagram page nog maak. Ons het groot planne met hierdie. Okay, op die langbaan, ons wil nog 'n paar. Ons wil vir Ewan Roos kry. Definitief Ruben van Heerden. Springbok. Ruben, as jy luister. Ruben. my bra. Asseblief, chom. Ons sal die bier verskaf. Ja, as daar so ook in daai sin, as daar also dalk 'n beer manufacturer is wat soos 'n kasteel lyk, wat lig is in blikkies. En vir ons wil sponsor. My bra. Of as jy 'n wyn is en jy klink of jy begin met 'n tas en jy eindig met 'n berg. Of jy brand en jy's 'n wyn. Een van daai opsies. Lekker. Maar in elk geval, Jeffa, gaan ons inspring in hierdie ding. Let's go. Ons het 12 minute. 12 minute, okay. Nommer 1, Loskop Stit. Van 2007 tot Van nou toe. 2007 tot Are nou we toe. including the World Cup of 2007? Ons doen. Inderdaad. Then there can be no one other than the Bloemfontein Buffel. Ek kom ook van Bloem af. Then Os Durant. Nou sien, ek het 'n ander paadjie gevat, maar jy sal later verstaan hoekom. Alright. Ek het gegaan vir Tendai the Beast in Tawaria. Baie goeie ball carrier in die eerste 5 jaar van sy kariere. Bull Carrier, Ek bedoel, hoe Ek baie het- keer het mens Beast gehoor in Shark Tank?
Chom, dit het elke naweek daar weer galm, maar wat uitstaan in my kop is daai foto. Ek kan nie onthou wie hy gelig het nie. Dit is Steven Sykes. Kan wees vir die Johan Sharks, Miller, probably Steven iemand soos Sykes. dit. Maar hy het hom gelig en die slot het agteroor geval en hy het hom No, I opgehou. remember. En ek reken dis probably waar die naam Beast vandaan kom. Dit is 'n groot rede. Maar kyk, hy was op ons vir my, ek het hom ontmoet en ek moet sê dit kan dalk 'n bietjie biasness wees omdat ek hom ontmoet het. Maar joh, wat 'n uister van 'n ou. Genuinely. 2000 en wanneer was die Lucy 9 of 8? 2009, ja. Ja. Hy het Monster. Phil Vickery doodgemaak. Ja, Phil Vickery het nie geweet Phil kom nie. Vickery was 'n gedagte geweest, kom in as 'n Engeland legend. Is op sy gat gesit deur 'n ouetjie wat sy eerste of tweede reeks Wel, speel ek- vir die ek dink Springbokke. die Hy Phil- kom van Zimbabwe af. Voetbalspeler wat net 'n rol was vir sokker. Ek dink nie Phil Vickery het na dit weer vir Engeland gespeel nie. Ja. Maar ja, okay, maar soos ek gesê het, ek het nou 'n bietjie baie gegee vir dit. ek love vir ons, moenie my verkeerd kry nie, maar ek het nou 'n bietjie die ander roete gevat, maar Ek het ons meer sal- van Beast gesien vir my karier, maar ek praat soos van as my pa praat Yes, en yes. ou se daai era. Kyk, ons het ook 'n paar jaar agter sy naam gehad Hy al het in retirement 2007. uitgekom Ja, vir Jake White vir omdat Jake en die Ja. skram my goue wêreldbeker vir ons. my childhood nommer 1 loskop dink mens aan Beast, maar ek praat van yes, man, I mean ek was graad 2 sien vir ons hardloop by die bal. Ja. Dis great en jy hoor die goed van ons. Maar ons sal later weer oor 'n naampie praat, maar ons kom daar. Nommer 2, Jeffy, ek dink Konsensus. Ek weet wel nie ek dink die mens kan verby Malcolm Marx. Malcolm Marx. Dankie. Ja, Malcolm Marx was net next level. Hy was Hy is Hy is so goed. Ek wil so ver gaan om te sê hy is ons beste rugby speler. Ons het die World Cup gewen laas jaar ja. sonder ons beste speler. Wat Dit is Malcolm baie Marx waar. is. Dit is Jy bent baie net so waar. met close second. Pieter Steyn het 'n great World Cup gehad. Malcolm Marx, awesome flippin rugby player. Ek dink dit eerlikwaar hy as ek dit so kan stel, hy het 'n nuwe generasie half begin van hoe mens hakker moet speel. Ek dink die naaste ou in ons tyd nou van 07 until 24 is Bus. Bismarck, Maar ek dink die Bismarck was great by die breakdowns soos wat Malcolm was. Malcolm is belaglik. As ek dink aan Malcolm, nê, dan dink ek aan sy hande, Oor die tattoos op die een Ja. arm, oor die bol. Jy sien haar skal op sy arm, jy wil hom nie uitkleen nie. Jy sien. Bismarck dink ek die boelie by die breakdown. Hy het 'n ou bietjie geskouer, jy weet. Gaan daar maar Ja. nie 'n ou wat bal gaan steel nie. Nee. So in Nee. daai sens extra feature. Ons gaan daai daarby kom. Extra feature Malcolm Marx. Ek dink net hy is basies hy doen wat 'n hakker moet doen, maar hy is ook vir jou 'n vierde lossvoorspeler. En hy het beter geword met sy ingooie. Baie, want hy het bietjie gesukkel daarmee aan die begin. Toe hy vir Leeuetjies gespeel. Maar ek dink wanneer die He's man getting there, eendag, as hy eendag klaar maak, He's going to be renowned as one of the great hookers of the world. Ja, definitief. Ek dink hy gaan so vir Sean Fitzpatrick, hallo sê terwyl hy Ek dink verbygaan. ons gaan definitief ek dink ons het gesien die waarde wat ek gesê het, maar Bongie het ook self. Nee, Ek dink- Bongie het self 'n Kan nie vir bietjie Bongie weggooi nie. impress, Maar maar- ons gaan nog kom by underrated. dit gaan nog wel kom. Jeff gooi 'n bietjie spoilers hier. Maar in elk geval nommer 3. Ek dink daar's net een man. As jy na vaskoppe kyk wat Suid-Afrika al gehad De het. Maar, de Belerwe, Frans Jy kan nie. Jy Malherbe. kan nie vir Frans Malherbe. What a nice ook. Ek weet nie of Frans dalk luister jy. Hy het 'n hele toernooi sommer bepaal gaan vir homself. Ek was baie bevoorreg om laasweek by 'n toernooi te wees. Fotootjies saam met Fransie. Hy's nog so 'n os van 'n man, hè. Flip in 1-9, lyk so 'n baksteen. En genuinely net 'n baie nice ook. Hy was in Boysay. Ek is myself 'n ondersteuner van die gym. Maar wat 'n great ook. Ons wil dalk sê ons wil vir Ewan Roos ook nog op die show kry. Dit ook. Sorry boys, ek kan nie nou vir boys hierso verneder nie. Hy is Imhof. Ja, kyk, ek Frans dink Malherbe, net ek dink as daar skram is, die kameras op hom, Frans knak hom. Frans het vir vroeër die jaar Stormers en Ulster skram vir Kitte. hy het vir Kitte 'n bietjie. Kitte staan daar al sy melkkaart uitdraai om my so. Dis nie net Kitte se hare wat rooi was nie. Sy gesig het ook 'n bietjie rooi Nee, geraak. hy het 'n bietjie shyness. En Ja, jy het ook self al vir Frans ontmoet. Nee. Daar was 'n onderbreking gewees. Ekskuus julle, ons is amateurs. Ons is amateurs, soos ons onderbreking.
In elk geval, ou Frans van Lerbe, ek dink net ook, hy's baie in daai klas van, jy sien hom nie baie nie, maar in die vaste fasette van die spel. Donkiewerk, dit is donkiewerk. Genoeg van Fransie. Ekskuus, al die ads man. Sorry, is aan die ad. Kasteel lig. Kassel Lighuis sponsor ons. Nommer 4. Weet jy daar? The Arrow from Perro. Wie's beter as Van die Tygerberg. die Tygerberg tier? Soos Fransje van Cooke sou sê, die Tygerberg vliegtuig. Ja. Maar dis ou net vir ons fans wat van Volkhof polisiekar hou. Ek dink Boelie van 'n ou beter geword met tyd, sy aggressie en toe om Ek dink mens kan nou al 'n statement maak. Massive physical, beste slot. Beste slot wat daar al bestaan het. Ek dink is die beste slot wat al ooit was. Ek is dalk biased, maar ek dink Jy as 'n beter ou nie. Ball carrier. Jy kan dalk 'n statement maak vir Brody Retallick. Hy is baie goed, maar ek dink net die iemand wat so hard die spel slim speel, goed is in die lyn staan, hè. Nooit besering. Ja, Massively physical, nooit 'n besering. physical pythons van Arn. Hulk Hogan sal skaam gekry het vir hom. En uit leierskap. Uit leierskap ook. Ons het Boonbehalve gesien nou dat hy 'n ouer slot. geraak het. 'n 4 slot wat leierskap ook het. Amazing. Ek dink nie daar's veel te sê nie. Eamon Etzebeth. Kom sit op die lang bank saam met ons chat. Eers kyk, Bring 'n KWV. Sponsorship hier, weet jy, soos wat ons gepraat het Lekker, die wyn wat ja, brand. nee, ons kort. Ja, ou Eben, flip en eyster. In elk geval gepraat van leierskap by nommer 4. Wat van leierskap by nommer 5? En dis ou waar my kaptein inkom. Piek Victor Matfield. Hy gaan my kaptein wees. Ek dink hy was 'n staan koning. underrated kaptein ook gewees. Hy het 'n bietjie in die skaduwee van ou John Smith weggekry. Hy kon vroeër kaptein gewees het en ek dink net ook 'n algemene slim speler. Goed in die lyn staan. Hy het baie in Trams gehardloop. Hy het 'n grabbertjie deurgestoot al vir John Smith wat hom met een hand opgetel het. Dit was Bulas. Australië 2008. Dit was by Nieuweland. Ja, jy's reg. Ek was daar. Ek onthou dit. Stout. Maar ek dink net 'n hy's ook vir my of mens kyk altyd na bakkies en ja, maar ek dink Victor het baie werk gedoen. Jy weet so Lyn staan koning. Koning, hy nou ding kontrol. Weet jy, ek het gehoor 'n ding van Victor en net vandag wil ek vir die vertel. Victor was 'n ou voor sy tyd. Hy gesit headphones, nie oorfoontjies nie, headphones en geluister na ander spanne se lynstaan calls. Net ge-evaluate uit so baie balle gevang in die lyn staan. Wat hoe seker 'n triek gewees het wat hy by Rassie geleer het. Pre-stories. Ja, 6 flank, ek dink kyk, hierdie is dalk nou 'n bietjie, jy weet, Parel Gymnasium. Dalk is van ons mense groot Siya Kolisi fans, maar ek dink net as ons al spelers kyk self. Ons praat nie van leierskap eienskappe nie, want Siya is 'n great leier. Definitief. Maar ek dink net speler gewys. Dis Skalk. Skalk Burger. Skalk was amazing. Skalk was regtig. Skalk was voor sy tyd. Enigste negatief is penalties. Hy het gehou van 'n ou kaartjie. Kyk ek dink wat ons almal sal onthou is daarso in die Lions series ook. Soos gesê het met Ena Matawaria is vinger in die oog. Vinger in die oog. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker vir ons om te sien as 'n professionele speler 'n vinger in die oog drukkie. Basic mistakes, maar ja, ook weer what a player. Ek dink as jy gaan kyk na oorseese spelers en hulle praat van ouens wie vir hulle uitgestaan het, was dit 'n ou soos Skalk. Ja. Skalk was vir hulle amazing geweest. Skalk is die ou wat vir hulle nogal hard getref het. Ja, hy het hulle hard getref en ek onthou net iets wat my oupa gesê het back in the day. Hy het gesê as Skalk Burger net sy hare kon skeer, dan sou die refs hom nie so baie in die raks raak gesien het. Maar nou het Skalk sy hare geknip. Ja, korrek. In elk geval, Jeff, ek dink ons praat 'n bietjie lank hier oor een speler. Kom ons skuif aan na 7 toe. Wat het jy? Ek dink hier kan ons dalk 2023 World Cup. Piet Spiere, die toe se klein seun Pieter. Jy kan nie verby hom kyk nie. Ek meen die manier hoe hy daai
Nieu-Seeland se Jordy agterlyn. Barrett het hy verniel. Hy het sy ribs gebruik nou die aand. Het jy dit gesien op sosiale media? Sommige saam met sy broer. Ja. Ja, dis was taaf, maar ja, flippin groot speler. Ek dink vir die occasion, wat was dit 28, 26 tackles. dis belaglik. En ek dink hy's nog nie so oud nie. Hy het al 2 Springbok spelers van die jaar gewen. Ja, dis amazing. Dit is crazy as jy so na dit kyk en hy het seker nog 'n goeie 5-6 jaar in hom. Definitief. Lyn staan opsie. Lyn staan opsie op 7. Ball carrier. In die Beautiful. trams kan hy hardloop. Great. Beautiful. Nommer 8. Dwayne Vermeulen. Dwayne Vermeulen. Ons het nie voor die tyd oor hierdie Glad nie, ek dink net die voor hy, hoewel die voorspelers is 'n bietjie makliker om te kies. Ek dink by die agterlyn gaan ons dalk 'n bietjie verskil. Dwayne Vermeulen vang die bal, sweeper. Sweeper. Ek dink die mense Kyk, hulle het vir Jasper Wiese probeer om dit te doen. Jasper is nie 'n sweeper nee, hy is nie. kan nie die bal Hy's 'n vang nie. baldraer. Dwayne Vermeulen sweeper daar agter sekeer onder die hoë bal van Dit is die belaglik as daai ek onthou lyn staan net opsie. mense skop 'n bal op hom en dan sien jy hoe vang Dwayne dit. En as hy so 20 meter het om spoed op te tel. Imagine jy moet hom ek draai om en hardloop dieselfde pad as wat hy hardloop my vriend. Ek sal nie vir hom tackle nie. Oom Dwayne is 'n eenheid. Customs. Ja. Nee, hoor Ek dink jy dit is dit? maklik Dwayne. Nommer 9. Phew. Ek gooi maar op 'n bietjie. Mens kan 'n keuse vir 2 ouens maak dink ek. Fourie de Pre en Faf de Klerk. Dit hang af wat so tipe game jy wil speel. Ja, Fourie de Pre, Maar Fourie de Pre, dankie. genius van die game, Ek leser is op van die Fourie. game, student van die game, Fourie de Pre. Gepraat so van ook nou voor dit. Onthou jy daai 3 teen Wallis? Dwayne agter Dwayne die behind the agterdeur. back Fourie de Pre, hy gooi so 'n duitjie met sy arms uit. Dit was pragtig geweest. Daar En is ek Jonah dink Limmer Rugby Challenge Fourie de Pre goed van die boxkick af. Beste Taksiese paas speler. wat Suid-Afrika al gesien het. Net altyd kalm onder pressure. Rustig. Dit lyk net of jy heeltyd Handel. gaan wen. As Handel. Fourie op die veld is, jy gaan wen. Hy gaan net Ja. ek gaan vanmôre na Steyn sê ons gaan nou Kyk, hy skaal. kon seker maar sy hare 'n bietjie vroeër afgeskeer het. Maar Skalk het hom raakgeloop op Nieuweland 1 jaar, Ja, nee. het hy. In elk geval, Fourie de Pre great speler. Ek dink 10, ja, the 10 man, the myth, the gim. Wêreldbeker Wenner op 25, wenner op 29, Veins of Ice, Handrek Pollard. Clutch King. Jy kan net nie verby hom kyk nie. Hy's Ek is 'n groot Morras fan. Huge. Soos dit is waarop ek my game Ook op gebaseer het. Bloemfontein ou, so ek soek baie teen Bornhuistein. En Maar die Parel, die prins van die Parel, prins van die hy weet hy's die prins van die Parel. Dit is die Ja, ding. ja. Maar hy is so goed, hy mag dit maar hy weet. mag dit wees. Ek dink hy het nou al 2 keer bewys in wêreldbekers vir ons. Kyk, hy skop die greatest in wêreldbekers nie, maar wanneer dit saak maak, hè. Dis die ding. Hy As sê jy in 'n kyk- podcast nou dan kyk na die paal, kyk na die bal. Ja, dit sal nogal cool wees as ek die oorskop. I mean, Ja, clutch weet jy king. nee, dis visualization. Dis Hy sê cool. so- Kom ek wen gaan die wêreldbeker vir die Bokke. Die gaan nogal Want, cool kom wees. ons wees eerlik, dit is maar eintlik wat hy gedoen het. Hy het die wêreldbeker vir Was ons exactly. Centers. Centers, Ek gaan vir JDV. ek het vir jou vroeër gesê en ons het vroeër ooreengestem, maar bietjie gedink en 'n biertjie gedrink en jy weet, toe dink ek nou weer oor dit. Op 12 gaan ek 'n bietjie 'n ander keuse maak. Ek gegaan vir Frans Steyn op 12. My Hoe gunsteling baie het hy geappear op 12 vir die Springbokke? Baie vir die Sharks, meer in sy later dae. maar ook min. Ek sal okay, great, dis jou Ek dink opinie. net dit is. Ek gaan nog steeds En vir John de Villiers, Springbok kaptein. Parel is hy jou Gim kaptein? student. Hy Is hy jou kaptein vir hierdie span? was 'n goeie kaptein onder Heineke. Wie het nie genoeg? Ja, John de Villiers John- kaptein. John of Polly sal my kaptein wees. Ooh, interessant. Kyk, Hulle moet van Gim afkom. ek is 'n groot Frans Steyn fan. Ek dink die hoeveelheid kere wat ons gesien het wat hy 'n crucial 60 meter penalty slaat. Ek meen, as Of jy John de Villiers met 'n crucial interception. interception. Nee, kyk, maar dis wat ek sê. Mens kan 'n keuse maak en ek dink hier by hierdie nommers van 12 en op raak dit nou 'n bietjie interessant met die keuses wat mens kan maak. Maar sien jy different opinions, different people. Dis great, ons Hy wil was vir my julle ook gunsteling. hoor. Ja, Ek dink julle. vertel vir ons wie julle in watter posisies wou sien. Anders as my en Jan. Op 13 Fourie, Jacques Fourie. Jacques Fourie. Weer eens Lions. En weer eens, hy kan dalk 'n
appearance maak daar in die underrated span. Want ek dink hy kry die Ek dink Lucanio kry meer as hy. Lucanio kry meer krediet as wat Lucanio hy se try 2019 pas na British and Mapimpi. Irish Lions try 2009 Jacques Fourie in die hoekie. Dit was try van die jaar. Try van die jaar. Daar Deur daar was ARD. nie 'n beter 3 nie. Dit is wat Jeff sê. Belaglik. Belaglike goeie speler veral in verdediging en hy kon Bossie. iets uit niks laat gebeur hier. Ander- 14. 13 net voor ons aangaan. 13 was nog altyd 'n weird posisie in Springbok rugby. So as mens nou dink die ouens wie daar was. Jy het ouens gehad John de Villiers het daar gehardloop saam met Jan Serfontein op Hy die het al stadion. ja, Ons het ouens gehad soos Jesse Creel, ons het baie reliable. ja, maar is altyd hierdie ouens wat nie veel doen Hulle nie. passie in nie. 13 is 'n baie in Suid-Afrikaanse rugby. Ek sê dit omdat ek coach ook is. 13 is 'n ou as jy nie baie gaan soek om te doen nie, gaan jy nie baie kry om te doen nie. En ek dink dis wat vir Jacques Fourie so goed gemaak het is daai tyd toe Ma'a Nanu en Conrad Smith saam gespeel het. Snipes. Het hulle gekyk na John de Villiers en Jacques Fourie as 'n combination wat hulle kan aanvat in wêreldrugby. Dit was die tweede beste Giro was kombinasie seker gewees in Jacques was wêreldrugby. In elk geval, Vleuels. Vleuels, Ek ek dink amper ek ken jou stem saam. ek gaan met jou verskil. Ek was net vroeër Okay. gepraat. Ek jy sal sê Brana Bana en Cheslin Colby. Dit is korrek. Ek kies Brian Abana en Cheslin Colby. So was tyd vir 'n stukkie Kurtley, bra. Kurtley, Kurtley instead of the Brian. interessant. Dit is nogal 'n Want dink jy Kurtley gaan Brian se rekord breek? ek dink dit Kurtley te laat begin speel. Ja, Maar ek hy dink- was te lank in die slaghuis gewees. Maar What a guy, what a story. Story, maar Kap en dis nie vir chops. ons, dis nie vir ons om te vertel. Jy gaan kyk Chasing the Sun. Mnet het 'n great job gedoen met dit. Maar ek dink kom die sponsorship Mnet asseblief. Maar nee, ek dink Kurtley gaan afgaan as een van die greats. Bietjie 'n omkant decision wat hy hier gemaak het, maar ek respekteer dit. Kurtley dink speel baie goeie rugby, physical ouetjie vir 'n klein ouetjie. Maar ek dink net as jy kyk na die rekords, hoe dit nou staan. Brian Abana, hy's ook maar stout vir 'n onderskep 3, hè. Ja, hy is. Ja, hy het goeie rugby. Nee, jy kan dit nie. Great tyd, longevity of his Ek dink sy career. verdediging was 'n bietjie iffy, Goeie skop vir maar kry jy nou ou soos Colby waaroor ons albei ooreenstem. Cheslin. Jy kan ag, my bel. Flip en Ek dink X-faktor. ek dink hy's vir my beter as Abana. Hy is. Hy is. is. Sorry Brian as jy luister. Sorry Brian, ek weet jy luister. Ek hoop julle almal luister. Ja, Jessa. Maar ja, great speler. Ek dink hy hard. Hy wys hard. En alles wat hy doen. Alles. Defense, Ja, like dit is 'n nice ou. charge down. Charge down. Ek dink daar gaan een van Thomas Ramos. Ek dink daar gaan een van die grootste wees. Ek gaan jou charge down pel. Ek gaan jou sien, ek gaan jou charge down. En die Ek gaan snaakse ding is hy ons daai het 1 ding- punt gewen. Hy het daai met 4 jaar beplan. Hy het beplan, hy het saam met hom geoefen, hy het gekyk waar die trigger is. En toe die klats oomblik kom, Thomas, ek gaan jou kry bra. sê hy Thomas, I'm gonna cry you. I'm gonna cry you. I'm gonna be the groot I'm one. going to be a groter one than you. I'm gonna gooi the lekkernis at you. Ai. Gooi eens 'n bietjie beach, luister jy. Beach van Pletsen. In elk geval 15, ons laaste een van die starting en dan gaan ons vinnig deur ons bench hardloop. Okay, 15, wie het jy gegooi my vriend? Man, ek bly nie ek bly op die grens van Somerset West in die strand. Okay, ons stem oor een. 'n Ou wat nie genoeg. Maar hy was ook in die Paul Roos, hy kom uit die strand uit, maar jy gaan nou verskil. Daar's 2 strandhonde wat O, in die ek weet Roos was. presies wie jy kies. Dis sy wêreld. Ons leef dit in dit en dit is Damian Gaza Willemse. Ek kies Willie Leroux en kyk ek is 'n groot fan van Willemse en ek dink hy gaan probably dalk nog vir Willie oorvat en ek dink Willie sal trots wees op hom omdat hy ook World 'n Cup wenner op 21. ja, double World Cup wenner op 25. Ek is vandag 25. Belaglik. Jeffrey is vandag 25 net vir die wat jy weet. En is ek het hy nie een World laaste- Cup al gewen nie. Hy het my World Cup gewen op rugby challenge. Ek het al bowler van die season gewen by Somerset West. Dit was lekker. Maar ja, ek dink Willie gaan net so onder die radar en as jy kyk hoeveel hy try assists wat hy al aan. Die assist. Dis belaglik die passe wat hy gee, die skoppies. Dis iets uit hierdie wêreld uit, maar ek dink Willem se Joel daai selfde tipe game met 'n bietjie meer flair en dis hoe ek dink ook hy gaan hom verbyvat.
Maar ek gaan maar op die stats. Ek kies wie ek nou weet meer stats. Willie. Ja, Willie 92 toetse vir die Bokke is 'n great speler, bestendig. Willie, kom op ons podcast. Strandhond van Strandhond. Soos hier in 'n plekjie in die strand. Grensgeval. Somerset Wesstrand, ja. Jy bly in Waldewee, Willa. Maak die trip die dag. Kom terug strand toe. Skryf vir meneer Lou. Jy ken hom. In elk geval, ons gaan nou vinnig vlieg, ons gaan baie vinnig, ek dink jy ons gaan te veel praat Ja, oor ons hulle nie. gaan vinnig. Ons gaan dit net Hakker, replacement, 16, ek het vir Bismarck Du Plessis. stem saam. Okay, 17, Kutsie, Kan nie stryd net kan nie, The Plan, The Peach, The Legend, maar 'n dog. Plammy. Op 18 het ek nog 'n stud gekies, wat albei kante al gespeel het. Hy het baie min aan vaskop gespeel, maar ek back hom af vir sy naam is Os Durant. Ek sag af. CJ van der Linde. CJ van der Linde met sy ou scrum Jannie. op Jannie Doep. Play a lot of games. Die dokter het ook van 'n elmboogie in die raks gehou. Hy het ook van 'n ou kaartjie Hy het gehou. gekyk wat doen broer Bus en dan doen hy dieselfde. Nommer 19 het ek gegaan, nie vir die bord nie, maar vir die bakkies. Bakkies Botha. 19. Ja, ek bakkies van die bank af nou. I don't know. Net om bietjie, jy weet as dinge taaf raak, jy sien jy verloor die game. Jy stuur gou vir bakkies op net om die ouens 'n bietjie op As te jy meer tyd gehad het, een van die Depree broers dalk op slot. Of jy stuur vir Pieter Steef slot toe, jy sit 'n Depree broer nogal. Kan dan 'n keuse maak vir 'n ou soos 'n Sia ook. Jy weet as jy vir Pieter Steef, maar Pieter Steef kan ook dalk eina kry. In elk geval jy sê jy kies vir op nommer 19. Ek het vir bakkies. Andries Becker. Andries Becker. Ek het saam nog gecoach in Mossel Bay vir so 'n rukkie. Andries, kom op ons podcast man. Ons kan 'n Discord chat doen of iets soos dit. Chat weer oor Mossel Bay se rugby. Yes. Ja, okay. Andries Becker en dan op nommer 20 ek het vir Pierre Spies. Agree. Ek dink net ook 'n bietjie ander ryte. Hy het 'n bietjie nare Dwayne, want kyk Dwayne is moerse. Soos toe Dwayne kom toe vergeet mense 'n bietjie Joe van Niekerk. Joe Blaz. Jungle Joe. Ja, Jungle Joe, not bad. Maar ek dink hy het 2000 Hy was op Rugby 07. Hy was op Rugby 07, dis waar ons vandaan kry. Maar ek dink Pierre Spies, eyster van 'n mens. Jessie, what a unit. Groot. Gebou soos 'n stoor. Ja, massive. Nommer 21. Ons gaan vir vinnig 'n scrummie. Ek het vir ou Fafmeister. Faf de Klerk, double World Cup wenner. Hy speel rassiese gameplan. Hy doen dit goed en hy lyk stylish. Kyk wat ek van Faf gehou het. Ek weet ons wil nou nie baie oor hulle praat nie, maar Faf het 'n goeie game gehad voordat hy geboks het. Nee, hy het 'n wille game gespeel. Hy het op sy eise gespeel. So 'n bietjie sarel. So ek like 'n bietjie daai Faf meer as die Faf nou, maar Faf volg instruksies en hy doen dit goed. Nommer 21. Dis nou waar ek vir John de Villiers op die bank het en nie vir Frans Steyn nie. Frans Steyn start vir my. Boetjie. Bietjie fisies kan jy ek kan op 10 en 12 gaan. Ja, ek sal vir Butch James, as ek van die bank af moet kyk na, sal ek vir Butch en dan my 23 met 23 Percy, omdat hy so baie goed kan cover. Kyk, Percy het al een keer in Kamsbaai amper in my en my familie se kar ingery met sy plat Audi. Dis hy jammer. Hy het sy handjie so opgelig, maar hy het sommer gelyk asof hy beter is as hy. Percy, kom op die podcast, bring tequila. Hy hou van sy eie tequila maak, maar dis hoekom ek op nommer 23 vir Gaza kies. Ek kies vir Gaza. Jeffa, mense, like en subscribe, asseblief. Gaan ons baie help. Ons wil hierdie groot maak. Dis lekker. Ek hoop julle geniet dit. Dis lekker. Dis lekker. Is lekker met 'n groot hond. Uit 'n groot strand, uit 'n groot langbank. Langbank? Dis is 'n langbank. Okay, asseblief, ons chat weer met julle. Dit was episode 2 van Beers, Bats en Balls. Met 'n Z. Jan.